Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te druk as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is: moet SA opgebreek word? En dit is nou 'n aanleiding van 'n artikel wat in die Times of Israel verskyn het deur 'n Joodse finansier en diplomaat by name Grant Arthur Gotchen. Ek sal nou so 'n bietjie sy artikel op die skerm hier gooi. En toevallig het ek nou in my vorige video gepraat van Suid-Afrika wat gebreek kan word deur om groter te maak, nie deur om kleiner te maak. En hier maak hy amper iets van dieselfde soort argument, alhoewel dit is eintlik ook 'n soort herhaling van die gedagte van Verwoerd in die verlede dat Suid-Afrika uit onafhanklike state behoort te bestaan en dat dit nie as een eenheidsstaat kan voortbestaan nie omdat dit te veel probleme skep. Ons kan nou sien watter probleme sien hy raak in hierdie nuwe Suid-Afrika, maar ek dink ons kan almal erken dat hierdie staat is heeltemal te kompleks, is te groot en te ingewikkeld vir die ANC om te regeer. Dit word eenvoudig net geplunder en hierdie staat word nie bestuur of daar word nie na die finansies gekyk nie. En natuurlik die infrastruktuur gaan toenemend agteruit. Diegene wat al in die middestad van Johannesburg was, of al die middestede van al die groot stede, en selfs die kleiner dorpe, sal kan sien dat ons beleef eintlik 'n graad van agteruitgang in Suid-Afrika, wat ons eintlik beskawingsverval kan noem. En ek dink hierdie man, Grant Arthur Gotchen, hy sien presies dieselfde ding raak. Nou, as jy nog nie van ons boeke gekoop het nie, maak gerus so, baie van hierdie soort temas word eintlik in ons boeke ook behandel, in ons romans en ander tekste, nie fiksie en nie fiksie, wat deur Praag uitgegee word. So kyk hier onder die video, kan u enige van die boeke bestel en u kry dit by u afgelewer binne 24 uur, of 48 uur vir mense wat bietjie verder afgeleë is. Maar nou ja, terug by die onderwerp. Terloops, ek was ook besig om 'n boek te lees met die naam Jews versus Rome. Dit is nou 'n Amerikaanse boek wat verlede jaar verskyn het. En toevallig het ek op hierdie titel afgekom want Netanyahu het dit op 'n TV gesê. Iemand het hom gevra, wat lees jy op die oomblik? Toe sê hy lees hierdie boek van hierdie persoon, Barry Strauss, Amerikaanse geskiedkundige en klassikus, met die titel Jews versus Rome. En ek sal miskien op 'n ander stadium daaroor praat, maar dit is absoluut fascinerend, want ons sien hoe die geskiedenis in 2000 jaar nie eintlik verander nie. Want Herodes was dieselfde tipe figuur as Netanyahu, en hy het hulp nodig gehad teen die Perse, of nie die Persiese ryk nie, maar daar was 'n opvolgryk van die Persiese ryk, wat ook groot dele van die teenswoordige Irak en Iran beslaan het, en die Partiaanse ryk, en hulle het oos van die Eufrates die hele gebied daar beheer. En ten einde staande vir Judea destyds om staande te bly, het hulle die hulp van Rome nodig gehad, en Herodes het toe Rome toe gegaan, en hy het daar met Octavianus, wat later, en met Cassius, het hy gaan praat, en hulle het hom van hulp verleen om jy weet eintlik 'n militêre soort regering of bewind in te stel in Judea van destyds. Nou, vandag is dit presies dieselfde, Netanyahu is as Herodes, hy het die huidige Romeinse ryk in die vorm van die Amerikaanse ryk, die supermoondheid, nodig om staande te bly teen Iran,
wat nou die ou Partiaanse ryk, die ou Persiese ryk, niks het eintlik verander nie. En in ons eie land, maar ons kan op 'n later stadium daaroor gesels, oor die ou beskawings, want dit is baie belangrik om van hierdie dinge bewus te wees, want ons Afrikaners, ons het gepoog om 'n soort westerse Europese beskawing in Afrika te vestig. En dit het nog net 3 of 4 kere in die verlede gebeur, en elke keer het dit eintlik nie so goed geslaag nie. Jy weet, mense, kyk, as ons dink aan Algerië, die Franse Algeryne moes binne iets soos 'n maand, moes 1 miljoen Franse eenvoudig nie die land verlaat. Jy weet, die Europese verdryf uit 'n klomp Afrika lande. Maar wat ons ook nie eintlik besef nie, is dat 'n groot deel van die Romeinse ryk was eintlik in Afrika gesetel, in Noord-Afrika. Daar was wel die Romeine, maar ons sal 'n volgende keer daaroor praat. Dus Afrika, of Noord-Afrika dan, het 'n geweldige rol in die geskiedenis van die westerse beskawing gespeel. Cleopatra en die Romeinse Kartago. Maar ons kan 'n volgende keer daaroor gesels. Kom ons keer terug na hierdie onderwerp van Suid-Afrika moet opgebreek word. Nou hierdie man, Grant Arthur Gotchen, hy het nou hierdie, daar is ons nie by Jews versus Rome. Ons gaan nou 'n bietjie hierso kyk na sy artikel in die Times of Israel. Afrika, en die titel daarvan, ek het dit sommer net hier vertaal met Google vertaal op die webblad van hierdie Times of Israel. Hy sê Afrika moet fragmenteer in Suid-Afrika eerste. En in die eerste paragraaf praat hy nou van die ou Joegoslawië wat in duie gestort het, en dat hierdie soort groot multinasjonale state, presies dit waarvan ek verlede keer gepraat het, multi-etniese state, hulle is nie suksesvol nie. Nigerië is nog 'n voorbeeld daarvan. En dus onvermydelik moet hierdie soort state ook in Afrika opgebreek word. En dit is natuurlik ook 'n vorm van, mense, en dit vloei vir hom ook voort uit die erkenning wat Palestina geniet internasionaal. En die Palestynse volk, wat teenoor Israel nou sy selfbeskikkingsreg moet kan afdwing en sy eie land moet kry. Hierdie groot konflik wat daar in die Midde-Ooste afspeel, ook rondom Palestina, dit het eintlik nou die bal in die rol gesit vir hierdie gedagte dat ander state ook opgebreek moet word, nie net Israel nie, of die huidige Israel. Dit is ook natuurlik 'n vorm van 'n soort van teenskuif wat hierdie man maak teenoor die geweldige steun in die wêreld wat daar vir Palestina bestaan. En logies maak dit baie sin. En hier bevind ons in die situasie. Ek sal maar nog so 'n bietjie afblaai en dan kan jy dit dalk op die eie tyd miskien die skerm tuis net miskien net al te roep en dan dit self lees. Maar ek gee nou maar net die opsomming daarvan of my kommentaar daarop. Jy kan dit ook self gaan lees. Ek sal ook die skakel na hierdie artikel vir die plaas in die beskrywing van hierdie video. Nou, maar die punt is, vir ons as Afrikaners, is daar nou die vreemde situasie, dat ons hoef nie die ANC te oortuig, dat ons onafhanklikheid of selfbeskikking behoort te kry nie. Ons hoef ook nie die Britte te oortuig nie, want ek dink Brittanje die Britse Ryk was natuurlik geweldig betrokke daarbij om die ANC aan bewind te bring hier, en die ANC het amper so soort van, ek het dit al voorheen ook gesê, 'n soort van 'n nagebootste Britse Ryk hier tot stand gebring, behalwe dis nou nie meer 'n Britse Ryk nie, dis 'n Bantu Ryk, maar dit word nog steeds
vanuit die vorige meer Britse dele van Suid-Afrika, veral die Ooskus, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Dis vanuit daar uit wat die land geregeer word en waar uit al hierdie soort linkse denke ingevoer is in Suid-Afrika, in die welvarende dele van die land, wat nou, jy weet, die ou Transvaal en natuurlik die Wes-Kaap behels, en in 'n mindere mate die Vrystaat, wat natuurlik ook 'n geweldige Afrikaanse provinsie is. Maar nou, in hierdie wêreld van vandag, waar Amerika so oorheersende rol speel, met Israel se invloed oor Amerika, behoort ons hoef nie twee mense te oortuig dat dit 'n samehangende en wenslike idee is wat hierdie man, wat sy naam, Grant Arthur Gotchen, dat dit 'n samehangende en wenslike idee is, en daardie twee mense is Trump, die keizer Trump van Amerika, en Netanyahu, die moderne Herodes. Ons hoef net hulle te oortuig dat dit moet gebeur, en dan sal dit gebeur. Want hulle is eintlik die twee magtigste mense op aarde. Trump is president van Amerika, en Netanyahu is sy sogenaamde bondgenoot, en hy het Amerika nodig, maar op een of ander manier het Amerika hom ook nodig. En wat Israel sê, Israel oefen 'n geweldige invloed op die Amerikaanse politiek ook uit. Dis die enigste twee figure, of magsblokke dan, wat ons moet oortuig dat ons onafhanklikheid 'n goeie idee is. En natuurlik het die ANC, dink ek, 'n groot strategiese fout gemaak om Israel regstreeks by die internasionale geregshof aan te val. En ek dink nie, hulle gaan die ANC daarvoor vergewe nie. Het hulle in 'n groot verleentheid geplaas, en hierdie volksmoordsaak teen Israel by daardie geregshof in Den Haag, dit veroorsaak waarskynlik dat Israel en verskillende Joodse denkers in die wêreld, soos ook hierdie meneer Gotchen, dat hulle gaan begin dink daaraan, wat kan hulle doen om die ANC se mag in Suid-Afrika af te takel. En natuurlik sal die heel beste idee wees om die land op te breek, te fragmenteer, te balkaniseer, en dat daar weer 'n onafhanklike Afrikanersstaat, as ook wel Wenda-state, Sotho-state, wat ook al, Khoisan-staat, enigiemand wat wil, net soos in die ou Joegoslawië, kan dan sy eie staat vestig. Natuurlik sal daar party mense wees wat nog steeds wil verkies om in 'n multikulturele Engelse soort staat te woon, maar hulle kan maar hulle eie staat ook iewers kry. Maar ons wil graag in daardie gedele van die land waar ons in groot getalle gevestig is, ons wil daar onafhanklike staat hê. Dit is waaroor dit gaan. En ek dink daarom moet hierdie idee ondersteun word. En wat interessant is, hierdie meneer Gotchen, hy het ook 'n webblad, ek het daarna gekyk, en hy gee ook sy kontakbesonderhede, en hy sê mense kan hom vrylik kontak. Ek dink is nodig dat ons vir hom 'n brief skryf en hom gelukwens met hierdie artikel, want ek dink dit is 'n logiese artikel, dit is goed gestel, en hy benader die hele probleem van die internasionale reg, en terselfdertyd erken hy ruiterlik dat Suid-Afrika in sy huidige gedaante eintlik 'n mislukte staat is, want dit is korrup, die infrastruktuur verval, en dit het eenvoudig net misluk. Die hele stelsel het misluk, en daarom moet ons nou na 'n ander stelsel te beweeg, of ten minste, diegene wat oorheers voel in Suid-Afrika, net soos die Palestynë oorheers voel in Israel. Hulle moet toegelaat word om hulle eie staat te verkry, en die internasionale wêreld moet die voortou daarmee neem, net soos wat
die internasionale wêreld, die internasionale gemeenskap die voortou neem wat die Palestynë betref. So Spanje het Palestina geheel en al erken. En dan hierdie Gotchen man, hy herinner Spanje daaraan. Daar's twee volkere binne Spanje, die Catalane en die Baske, wat ook graag onafhanklik wil word. So hulle selfbeskikkingsreg behoort ook erken te word. So Spanje moet ook in 'n mate ook bietjie opgebreek word, dat hierdie twee gemeenskappe en volkere in hul eie geleedere, wat al soveel jare agiteer en hulle eie onafhanklikheid voorstaan, dat hulle ook moet toegelaat word om selfbeskikking te verkry. Dus hierdie selfbeskikking idee is 'n tweesnydende swaard. Dit word teen Israel gebruik met die erkenning van Palestina, maar Israel op sy beurt kan dit natuurlik ook teen sy vyande in die wêreld gebruik, soos die ANC. En ek dink ons is nie die vyande van enigiemand ter wêreld nie, ons is nie die vyande van die Jode nie, ons is nie die vyande van die Iraneese nie, van die Amerikaners nie, van die res van die mense in Afrika, van die buitelanders in ons buitelandse swartes in Suid-Afrika nie. Ons wil vrede hê met almal, ons wil vriende wees met almal, maar ons het hierso 'n strategiese geleentheid in die vorm van die Amerikaanse ryk en sy bondgenoot daar in die Midde-Ooste, met name Israel, en ons moet hulle oortuig dat ons het volkome eens is met hierdie meneer Grant Arthur Gotchen, dat Suid-Afrika opgebreek moet word. En dit sal 'n eenvoudige paradys wees vir die Afrikaner. Vir die eerste keer sedert die Boererepublieke sal ons onsself kan regeer, sal ons Afrikaans die amptelike taal kan maak. Daar sal 'n totale kulturele renessans wees, daar sal 'n ekonomiese opbloei wees soos ons nog nooit gesien het nie. Regstellende aksie sal oornag verdwyn. 'n Klomp van ons mense in die buiteland sal weer terugkom. En ons sal van die beste immigrante ter wêreld ook kan trek, wat sal integreer by ons eie Afrikaanse kultuur. En ja, ons sal kan herbou aan hierdie beskawing in Afrika waarmee ons besig was. Net soos wat Israel eintlik en die Jode daarso in hulle klein landjie al 2000 jaar, hulle is uitgemoor deur die Romeine daar in die eerste eeu na Christus, lang tye in hulle geskiedenis het hulle natuurlik is hulle oorheers deur ander, was hulle in ballingskap en wat ook al, ons is oorheers, ons was in ballingskap, trouwens ons is eintlik nou tans ballinge in ons eie land, want geen van ons regte word eintlik erken nie. Dis nodig, maar net soos wat die wiel draai in die geskiedenis, is hy tans besig om te draai. En ek dink selfbeskikking is vir die eerste keer nou potensieel weer baie sterk op die tafel in Suid-Afrika en in die wêreld. En is nodig dat ons kommunikasie teenoor meneer Trump, teenoor Amerika, teenoor die Amerikaanse ambassade en veral teenoor Israel, dat dit opgeskerp word en dat ons hierdie gedagte moet steun, en ek dink ons moet 'n petisie hê of 'n oop brief of wat ook al, en ek sal persoonlik self ook kontak maak met hierdie meneer Grant Arthur Gotchen, wat hierdie artikel geskryf het. Ek wys net gou weer op die skerm vir hierso in die Times of Israel. En dan kan ons die bal aan die rol sit, want al die res, die gedagte dat die DA, jy weet, Johannesburg gaan regryk en al hierdie tipe goed, dit is eintlik wensdenkery. Ek dink die slag is klaar gelewer, die koel is deur die kerk. Daar's groot dele van die land wat ons nie weer sal kan heropbou nie. Dit is eenvoudig net verlore. En ons sal moet fokus op onsself. Ons sal moet fokus op ons eie toekoms. In samehang met die res van Afrika en met ander volkere in die omgewing. Ons is nie die vyande van enigiemand nie, anders as die manier waarop ons voorgestel word natuurlik
in die res van die wêreld en met al die propaganda wat daar in die verlede teen ons gemonster is, maar ek dink ons is nou al verby daarby. Ons kyk nou vorentoe en tans, ons hoef nie propaganda teen die ANC te maak of leuns oor hulle vertel nie, hulle mense hoef maar net te kyk wat hulle doen. En dan kan hulle presies sien wat hulle beleid hier is en hoe hulle besig is om te misluk om hierdie land te regeer en te bestuur. Daardie punt is reeds gemaak. Ek dink nie enigiemand twyfel meer daaraan nie, maar die oplossing, daar moet nou oplossings kom, en die enigste wesentlike oplossing is om die land op te breek, en laat Suid-Afrika dan maar nou, dat hy nie meer bestaan nie, dat die Suid-Afrikaner ophou bestaan, en dat elkeen sy eie identiteit weer herbevestig, die Wendas en die Pedis en die Soetus en die Zulus en die Xhosas en wie ook al. En die Afrikaners natuurlik, en natuurlik die Engelssprekers. Sommige van hulle sal dalk bietjie by ons wil inskakel, maar anders sal hulle eie soort quasi-Britse soort van Statebond, ek weet nie, entiteit verkies, miskien in die Oos-Kaap, ek weet nie, of in bepaalde voorstede van Johannesburg, of so iets, ek weet nie, ek het nie insaag in hoe die Engelse denke werk nie, behalwe dat dit baie natuurlik imperiaal ingestel is, en tans hou hulle miskien van die eenheidsstaat, want dit laat hulle voel dat hulle nog steeds deel is van een of ander groter ryk, van die Britse ryk, van die wêreldwye Anglo-Saksiese ryk. Maar ek is bevrees, dit is iets wat hulle self moet argumenteer. Ons gaan dit nie vir hulle doen nie, maar ons wil toesien dat die Suid-Afrikaanse Republiek in sy huidige gedaante radikaal verander word, en dat daar onafhanklike state of 'n soort konfederasie, iets van die aard tot stand moet kom, waar deur die Afrikaner ook sy ten volle weer vryheid sal verwerf en selfbeskikking en 'n eie staat of state, dan kan ook een in die noorde, een in die suide, dele van die Vrystaat en waar ook al wees. En sodoende sal ons al 'n baie groot deel van die probleem in Suid-Afrika opgelos het. En dus kan ons net met vrymoedigheid na die toekoms uitsien. Baie mense het al hierdie soort argument gevoer, maar die tyd was nog nie daarvoor ryp nie, en ek dink die internasionale politiek was nog nie ryp daarvoor nie, maar dit is nou. En natuurlik sal die ANC en wie ook al nou, jy weet, ten hemele skree dat daar moet nie buitelandse inmenging in Suid-Afrika plaasvind nie, maar kyk, die enigste rede waarom hierdie huidige bestel bestaan, is omdat daar buitelandse inmenging in die verlede was. En die internasionale gemeenskap, sogenaamd, het voorgeskryf aan die NP-regering wat hulle moet doen, dat hulle met die ANC moet onderhandel, dat hulle moet oorgee aan Mandela en alles wat 30 jaar gelede gebeur het. Dus hierdie keer gaan die internasionale gemeenskap in die vorm van die supermoondheid, die FSA en sy bondgenoot Israel aan Suid-Afrika voorskryf hoe dit gedoen moet word. En ons sien uit daarna. En ons moet mense oortuig dat dit baie nodig is, dat daar tot daardie soort voorskrifte oorgegaan moet word. En ek was in 2010 in Israel, ek sal graag weer Israel toe wil gaan, en met die Israelse regering dalk gaan, bietjie kajuitraad hou oor hoe Israel en Amerika ons kan help om hierdie staat op te breek, presies soos wat hierdie meneer Grant Arthur Gotchin bepleit in sy artikel. Wel, as jy tot hier geluister het, ek hoop jy het dit 'n sinvolle bydrae gevind. Dankie vir die aandag, en moenie vergeet om een van ons boeke ook aan te skaf nie. En dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.